Dis in hierdie ure wat ons vir U wil dank sê dat ons hier kan wees om stil te word. Dis in hierdie tyd wat ons wil vra dat U ons nou sal dring in woord en in waarheid. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Hartlike goeiemôre aan elkeen. Ek hoop dat u sover 'n geseënde dag gehad en vir die wat die eerste sessie en die tweede sessie gemis het, is jammer om dit te hoor. Ek hoop ons sien julle volgende keer hier. Maar nou is ons in 'n belangrike tyd en ek gaan vra dat as u Bybels het, maak dit maar so lank in die middel oop. Ons gaan weer 'n bietjie rondblaai. As jy elektroniese Bybels het, kry dit so lank nader. Maar kom ons begin met die skriftuurgedeelte van vandag se boodskapie. En dit lê in Romeine 2 vers 1. Ek sal so 'n bietjie saam met u blaai, dat ek hier nie voorspring nie. Romeine 2 vers 1 tot en met 4. En die opskrif in my Bybel praat van geregtigheid van God. En dit sê die volgende: Daarom is jy o mens wat oordeel wie jy ook mag wees sonder verontskuldiging. Want waarin jy 'n ander oordeel, veroordeel jy jouself. Want jy wat oordeel doen dieselfde dinge. En ons weet dat die oordeel van God na waarheid is oor die wat sulke dinge doen. En meen jy o mens wat hulle oordeel, wat sulke dinge doen en dit self doen, dat jy die oordeel van God sal ontvlug? Of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en die verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie? Kom ons sluit die oë. Here, mag ons nou 'n mindere word, terwyl U 'n meerdere word. En hierdie boodskap, en mag dit van stoel tot stoel gaan, is my gebed, in Jesus naam. Amen. Jy sal sien, my titel is Vingers wat wys. En wanneer jy dink aan vingers, is dit eintlik 'n baie eenvoudige gedagte. Jy weet, maak net so. Sien, daai is die vingers, hierdie is die hand. Vingers wat wys. En dan, wanneer ons kyk na vingers wat wys, dan kom maar baie gedagtes by my op. Waarvoor word vingers alles gebruik? En ek het so 'n paar kort gedagtetjies by mekaar gesit oor vingers. En die eerste gedagte is, en toe dink ek aan, Sybrand is ongelukkig nou nie vandag hier nie, ek het eintlik gehoop hulle is hier, maar ek dink altyd aan die dowe mensies. Op Sabbat sien ons hierso hoe hulle met mekaar kommunikeer. Ek sien baie keer nou Sabbatoggende, dan vra hulle my al om op die Zooms in te lok hier van 8:00 af, want hulle wil net bietjie met mekaar kommunikeer voor alles begin. En dit is wonderlik om te sien hoe hulle die vingers gebruik om met mekaar te kan kommunikeer, hoe hy preke en lesstudies kan oordra, iets wat ek en u dalk nie kan doen nie, miskien is hy van u, maar ek kan dit glad nie doen nie. En wat 'n voorreg is dit nie om hierdie vingers te kan gebruik om 'n boodskap aan elkeen te kan bring nie. En dan dink ek aan 'n gedeelte waar vingers gebruik word as tekens, veral in sporte. Ek weet nie wie van u al soos baseball en die tipe van goed gekyk waar die ou daar staan en dan wys hy so 'n paar tekens vir die ou en dan gooi hy die bal. Maar mens sien dit oral raak. Ek meen selfs in ander sporte ook. Hulle wys 'n teken, lyk soos 'n T-break, dan gooi die ou die bal in. En dit word vir verskillende goed gebruik. En dan, my favourite van vingertaal is wanneer ons in die jagveld is, ek kom uit die jagveld uit, daar waar jy nie kan praat nie, en jy moet bietjie dinge aan die ou verduidelik, die vingers wys die rigting in die paai aan, pas op vir die gat, pas op vir die tak, jy weet, jy wys rigting aan, jy lyk soos 'n verkeersou, en dit wys die struikelblokke uit, en dan die ander gedeelte dink ek aan veiligheid. As jy dink aan militêr en so aan, al die tekens wat hulle het, as hulle vir 'n ou sê om te stop, net dou, dan sê hulle dit so, nee, stop. Nee, ek dink nie dis so nie, hierdie is 'n high five, is so. Sien so, daar's verskillende handtekens
wat oral gebruik word en so meer. Maar dan is daar die gedeelte waar ek soms wens ek het so 'n paar ekstra vingers gehad. En dis nou daai gedeelte as ek hier met die traffic sit, want deesdae sit ek weer 5 dae van die week in die traffic vas, en daai taxi appear hier voor my. Jy weet, dan is my 10 vingers te min om te beduie. Jy weet, ek kort eintlik 'n dubbele porsie, en ek beloof julle, ek gebruik nie die pinkie nie. Jy sien, wanneer ons na hierdie dinge kyk, en wanneer ons in moeilike posisies kom, dan loop die ou weg en hy verduidelik my met so 2 vingers wat hy van my dink. Ek het vandag gaan kyk op professor Google se site, en ek het bietjie gaan vra oor kommunikasie. Want ek wil bietjie uitvind, want ek weet in die verlede het ek geweet dat kommunikasie, wanneer ons kommunikeer met mekaar, soos ek nou met u doen, dan is daar sekere persentasies wat woorde gedrewe is, toonhoogtes en al die goeders. En ek het vinnig dit gedoen, en ek het dit bietjie lanklaas gedoen, en dis eintlik skrikwekkend. Hy sê vir my dat slegs 7% van die woorde wat ons gebruik, is die fisiese woorde wat ons praat. As ek vir jou sê, kom hier, die kom hier, is 7%. Kan jy dit glo? 7% is die fisiese woorde wat ek gebruik. Dan 38% is wat hulle noem die vokale elemente, dis nou jou toonhoogtes, hoe jy stel. Jy weet, as jy nou vir iemand sê, Monty sê vir Liana, ek is lief vir jou. Ja, ek is baie lief vir jou. Ek is lief vir jou. Weer daai toonhoogte. Dit is nou daai gedeelte. En dan het ons die groot gedeelte van 55% wat insluit jou lyfstaal. Baie ouens hou van rondloop. Ek is nie 'n rondloop ou nie, ek sal bietjie staan en dit doen. Gesigsuitdrukking, hoe jy dit sê, wanneer jy vir iemand sê, jy weet, as jy vir iemand lief is, dan sê jy vir my, hey, ek is lief vir jou, nee, ek like jou. Dan weet almal dit, nee. En dan, deel van dit is ook die vingertaal. Wanneer ek vir iemand iets wil beduie, wil ek vir hom beduie en vir hom sê, jy weet, toe ons daar agter gebly het, en jy weet, dit is hoe, jy weet, amper lyk soos daar in die vliegtuie, as hulle jou daai safeties beduie, jy weet, hoe jy die ou beduie. En is dit nie interessant nie, net 7% is woorde. Dit was vir my ongelooflik, dit was eintlik, ek kon dit nie verstaan nie. Want hoe kommunikeer ons dan met mekaar? As ons net 7% hoor. En dan, dog ek, nou moet ek bietjie verder in die vingers ingaan, en ek gaan toe en ek gaan soek bietjie in die Bybel oor die woord vingers en vinger, glo my, jy moet hom in 2 verskillende searches doen, anders kom jy nie by dieselfde antwoord uit nie, of ek kan nie so fancy search nie. En daar is in die Bybel 'n totaal van 38 verse wat praat oor vingers. In verskillende kontekste, miskien in 'n gesegde, miskien letterlik en so. En ek dog toe, kom ons gaan 'n bietjie deur dit. Kom ons kyk wat is die verwysing wanneer ek en u begin met vingers te praat en so aan. Wat gebruik ons meeste van die tyd, of waar word dit gebruik, of hoe word dit gebruik? So, blaai bietjie saam met, ons gaan so 'n bietjie vorentoe en agtertoe blaai. Kom ons begin al by Psalm 8. As ek te vinnig is, vra ek om verskoning. Ek kan my altyd na die tyd vir die verse vra, want daar is maar 'n hele klompie verse waardeur ek wil beweeg. En die eerste gedeelte is 'n werkende God. In Psalm vingers wat wys na werk, hoe werk gedoen word. In Psalm 8 vers 4 sê hy die volgende: As ek u hemele aanskou, die werke van u vingers, die maan en die sterre wat u toeberei het. Sien jy daai vers? Ek gaan net 'n vers gee, jy kan gerus die konteks 'n bietjie meer gaan lees. Wanneer ek dink aan die vingers wat die maan en die sterre toeberei, dan dink ek aan die vingers wat gebruik was om hierdie aarde te skep, om die mens te teelveer. Daarby sê hy die mens gebou, die vingers wat gebruik was om dit te bou, 'n werkende God. Die tweede een is daar waar mense na verwys word in werke, en dis in Jesaja. So as ons net so 'n bietjie vorentoe beweeg daar, na Jesaja 17 vers 8, 7 en 8, sê hy die volgende vir ons. Ek kom net hierso kry, want nou lyk dit op my papier bietjie verkeerd is. 17 vers 8. Right, hier gaan ons. En hy sal nie kyk na die altare nie, die werk van sy hande en wat sy vingers gemaak het, sal hy in die aansien nie die heilige boomstelle en sonpilare sien nie.
So hy praat hier van wanneer mense met hulle hande werk, hulle vingers werk en dinge dan bring. En dan bring dit ons na die volgende gedeelte toe waar die voorbeeld weer is van geen werke nie. Nou, hier gebeur dit baie keer in die Bybel waar die Here miskien vir ons 'n verwysing of 'n gesegde gee rondom jy doen nie iets nie. En dit is hier in Matteus. So as ons blaai na Matteus toe, julle kan net daar oopmaak, Matteus 23, praat die Here met die Fariseërs. En die opskrifie daarso by Matteus 23 gaan oor die Here wat die Fariseërs berispe toe hulle hom bietjie aanvat. En in vers 23 vers 4 sê hy, want hulle bind pakke saam wat swaar en moeilik is om te dra. En sit dit op die skouers van mense, maar self wil hulle nie met hulle vingers roer nie. So baie keer in die lewe dan sit ons op ons vingers en dan wag ons dat iets moet gebeur. En niks gebeur nie. En dan in dieselfde gedagte rondom die vingers en niks doen nie, is al gedeelte by Lukas 11, net so klein bietjie vorentoe. En soos ek sê, jy's welkom om die konteks te gaan lees. Ek lig net van die verse vir u uit. Lukas 11 vers 46. En hierso gaan dit weer eens oor die bestraf van die Fariseërs. En Jesus sê, en hy sê, wee julle ook wetgeleerdes, want julle lê laste op mense wat swaar is om te dra. En selfs roer julle die laste nie met een vinger aan nie. En ek dink baie keer aan myself, hoeveel keer sit ek nie dalk op my vingers terwyl ek my broer en my suster beduie nie. Ek kan hulle nie beduie as ek op my vingers sit nie. Die volgende gedeelte is waar die vingers wat so bietjie wys vir ons wat in die lewe gebeur. Die vingers wat wys. Wie ken die vingers wat wys? Ek so jammer hulle is nie vandag hier nie. Ek was nou die dag op 'n troue gewees. Maar jy weet, voor daai troue, wanneer jy nou gevra word om te trou, die dames, hulle kan nie anders ter sit en die vingers in die ring wys, jy weet. Maar dis 'n goeie ding, dis nie 'n lelike ding. Die probleem wat ek soms sê is wanneer hierdie mense hierdie ringe aansit dat dit lyk of hulle MMA fighter gaan wees met ringe, jy kan amper nie die vingers sien nie. Want jy sien baie keer in ons lewe is vingere bewyse. In Jakobus 2 vers 2 sê die versie die volgende. Hy sê die volgende, want as daar in julle vergadering 'n man inkom met goue ringe aan die vingers, met 'n pragtige kleed aan, en daar kom ook 'n arme man in, dan gaan hy aan. En dit gaan oor die wys. Hoe sit ek en u vandag hier, wanneer ons vingers wys? Wys ons dit met die liefde, of met die wêreld wat daaraan hang? Dan is daar 'n gedeelte in die Bybel, in Exodus, dis nou weer 'n bietjie teruggaan na die begin, hou die Nuwe Testament vir my oop, waar ons kyk na vingers wat verwys na autoriteit. Nou in Exodus 18 vers 9, en u behoort hierdie gedeelte goed te onthou, ons het dit in ons vorige kwartaalse les ook gehad, met die Egiptenaars, kom dit daar by die plaag van die paras, die derde plaag. En die towenaar sê 'n baie interessante ding vir Farao, hoor die autoriteit van die vingers. Toe sê die towenaars vir Farao, dit is die vinger van God. En Farao se hart het verhard, sodat hy na hulle nie geluister het soos die Here gespreek het nie. Onthou julle, elke keer het hulle dit kon doen? En die volgende oomblik draai hulle om en sê, dit was die vinger van God wat hierdie gebring het. En dan die tweede gedeelte was in Lukas 11, waar Jesus weer eens met die Fariseërs geredeneer het. Onthou julle toe hy hulle gesê het, hy praat lasterlik, en deur wie dryf julle die duiwels uit? En Jesus kyk na hulle en hy sê, maar as ek deur die vinger van God die duiwels uitdryf, dan het die koninkryk waarlik by julle gekom. Is dit nie mooi gesê nie? Wanneer die duiwels uitgedryf, wanneer daar verandering in my en u lewe is, meen dit dat die vinger van God het nou plek geneem en is besig om ons die rigting aan te wys. En dan die gedeelte wat baie min mense van hou, is die gedeelte waar die vingers versoening doen. Wanneer dit by die tempeldienste gekom het, ek gaan net een vers lees, maar daar's 'n hele klomp gedeeltes in Levitikus, waar daar groot verduidelik is hoe hulle vingers in die bloed moet sit, hoe hulle dan daai bloed moet smeer aan die horings en die voorportale, alles, maar dit verwys spesifiek waar die vingers die werk van versoening moet doen. Exodus 29 vers 12 is een van die verse, maar iets gerus kan u gaan soek. Levitikus het 'n hele klomp vers wat na hierdie vingers wat hierdie bloed
en hierdie versoeningsdoen. Eksodus 29 vers 12 sê, dan moet jy van die bloed van die bul neem, en dit met jou vingers aan die horings van die altaar stryk, en al die oorige bloed moet jy aan die onderkant van dit uitgiet. So daar's 'n God wat die bloed van versoening, Jesus se vingers in die bloed, wat versoen vir my en vir u. En ek dink dan die mees bekendste een vir u, is die vinger wat skryf. Ek dink die meeste mense is bekend daarmee, die vinger wat skryf. En as ons dit lees in Eksodus, dan sê hy die volgende vir ons, hy sê in Eksodus 31 vers 18, verwysend na die tafels van getuienis, hy sê, en hy het aan Moses toe, hy geëindig het, om met hom te spreek op die berg Sinaï, die tafels van die getuienis gegee, tafels van klip beskrywe met die vinger van God. So, die vinger van God wat die wet skryf. En dit is een van die gedeeltes in die Bybel, waar God fisies met die vinger geskryf het. Jy kry dit nie maklik op 'n ander gedeelte nie, maar wat was die ander gedeelte? Daniël, okay, kom ons blaai soontoe. Daar waar hy op die muur skryf, dit was die tweede gedeelte wat ek gevind het. Eksodus het 'n gedeelte, Deuteronomium verwys terug na Eksodus toe, en dan in Babylon vers 5, onthou julle die groot partytjie, Belsasar, besig om eintlik God uit te lok, en die volgende oomblik gebeur hierdie ding, in Daniël 5 vers 5 sê, op dieselfde oomblik het daar vingers van 'n mens se hand tevoorskyn gekom, en teenoor die kandelaar op die kalk van die muur van die koninklike paleis geskryf, en die koning het die deel van die hand gesien wat dit geskryf het. So daar's 'n gedeelte waar God fisies vir ons skryf met die vinger. En dan laastens, die vingers wat bewyse soek. Het jy al gehoor wanneer jy na iemand toe kom en iets vertel, dan sê die ou, ek glo jou nie, ek soek die bewyse. Ek wil dit voel. Ek wil daaraan vat. Ek wil dit voel. En dis presies in Johannes 8 wat Filippus doen. Johannes 8. Onthou jy die gedeelte by Johannes 8, toe almal vir hom vertel het van die Here wat, dit was Johannes 20 gewees. Johannes 8 was 'n ander gedeelte gewees, ek lees dit vinnig vir julle, 8 vers 6. En dit het hy gesê om hom te versoek, sodat hulle iets kon hê om hom mee te besig, maar Jesus het neergebuk en met sy vinger op die grond geskrywe. So dit is 'n bewys na 'n soeke na waarheid, en dan die gedeelte waarvan ek nou gepraat het, kom uit Johannes 20 uit, waar hy die volgende gesê het, vers 20 en 27, 25 en 27, hy sê, die ander disippels sê vir hom, ons het die Here gesien, maar hy het vir hulle gesê, as ek nie in sy sy die merk van die spyker sien nie, en luister mooi, en my vinger steek in die merk van die spyker nie, en my hand in sy sy steek nie, sal ek dit nie glo nie. So dit is die vinger wat die bewyse soek. In 27, toe praat Jesus, is Thomas, ekskuus, dit was nie Filippus nie. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier, en kyk na die hand, en bring en steek die hand, en steek dit in my sy, en moenie ongelowig wees nie. So hierdie vinger is 'n vinger wat op soek is na bewyse. Nou wanneer ons na al hierdie gedagtes kyk, dan vra hulle vir myself, joh, dit is nou 'n goeie Bybelstudie gewees. Nou weet ons waar die vingers is. Maar jy sien, wanneer dit by hierdie gedagte kom van vingers, dan wil ek dit doen. Ek weet nie hoekom nie. Outomaties tel jy jou hand op. En dit laat my aan 'n gedagte dink in Jakobus, 'n baie bekende gedagte. Dis 'n gedeelte waar Jakobus praat oor die tong. En ons kan gou soontoe blaai, Jakobus 3. Maar ek dink dit is 'n baie bekende gedeelte en baie mense hang dit baie keer aan. In Jakobus 3 vers 8 en 9 sê hy die volgende: maar die tong kan geen mens stem nie. Dit is 'n onbedwingbare kwaad vol dodelike gif. Daarmee loof ons God en die Vader, en daarmee vervloek ons die mense wat na die getuienis van God gemaak is. Jy sien, met die vingers kan ons vloek, ons kan mense beduie, daai taxi wat voor my inkom. Maar baie keer wanneer mense hulle hande opsteek, het jy al gehoor wanneer ons hier voor bid vir kinderinseën, vir dopelinge, dan lê ons die hande op, die seëning.
Want jy sien, wanneer ons oordeel, wat gebeur? Ek noem dit die vinger van teregwysing. Wanneer ons kyk, dan wys ons dit uit. Jy het verkeerd gedoen, jy het verkeerd gedoen. 'n Uitwysing. Daai vinger wat die skuld, wat klaar beskuldiging gevind het, voordat daar nog enigiets gebeur het. Maar jy sien, toe ek hierdie gedeelte doen oor die vingers, en ek begin dink oor dit, en ek gebruik my vriende hier voor, en ek wys hulle uit, dan is al gesegde wat sê. Daar's 3 wat terugwys. Jy sien, en hoeveel keer in ons lewe wys ons die vinger na die persoon, maar ons besef nie, daar's 3 wat terugwys nie. Miskien het ek groter skuld. Miskien het ek ander skuld. Jy sien, die vingers wat terugwys, kom terug na die teksgedeelte in Romeine 2 vers 1 wat sê, daarom as jy, o mens wat oordeel, wie jy ook al mag wees, sonder verontskuldiging is, want waarin jy 'n ander oordeel, veroordeel jy jouself, want jy wat oordeel, doen dieselfde ding. En wanneer jy die vinger na iemand wys, dan wys jy dit 3 keer na jouself. Okay, maar wag 'n bietjie. As ek 3 na myself wys, kan ek mos hierdie ding, ek kan 'n bietjie plan maak. Ons kan mos 'n bietjie plan maak, stem julle saam. So wat gaan ek nou doen? Ek gaan nou 2 wys. Sien ek slim, né? Ons gaan nou 2 wys. So julle het dit gedoen. Die probleem is nou, dat ek hierdie 2 wys, begin dit vir my gevaarlik lyk. Stem julle saam? Begin nou 'n bietjie ongemaklik lyk. Dit begin nou 'n simbool hier van 'n handwapen of iets raak. Jy sien nou is die saak besig om te vererger, nadat ek plan gemaak het. Nog steeds wys 2 terug, maar die vingerwys raak al hoe erger. En al manier wat ek kan doen is, ek moet al die vingers wys. Want sien, nou is al niks nie. Maar wanneer ek al die vingers wys, wat gebeur as ek my hand 'n bietjie optel? Daar's 'n seëning. Jy sien, teregwysing soms moet verander in 'n seëning. En dit vat my terug in die Bybel na 'n storie, en ons gaan nie soontoe blaai nie, want ek dink die kinders is baie bekend daarmee. En ek dink aan die tyd, onthou julle vir Biljam op die donkie? Toe die koning kom en vir Biljam sê, gaan en vervloek die volk, wys hulle die vingers. En God sê, nee, jy sal hulle seën. Jy sien, dit is wat God van my en van u verwag. Teenoor ons medemens, teenoor ons vyand. God sê, wys al die vingers. 1 Korintiërs 10 vers 12, ons kan vinnig sien toe blaai, is 'n waarskuwing. 1 Korintiërs 10 vers 12, hy sê, daarom wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Wanneer ek in u vingers wys, en dit wys terug na my, is ek nie besig om te val nie. In Handelinge is daar 'n gedeelte wat ek luister, met die Bybel wat ek so 'n bietjie luister, want ek sukkel maar om te lees. En ek dink aan die vinger wat wys, ek dink aan die kruisiging, die Joodse volk wat uitgesien het na hierdie Messias om te kom. En Paulus kry homself in dieselfde posisie. Onthou julle toe hy 'n hartsverandering gehad het? Toe iemand vir hom gesê het, hulle gaan jou bind, hulle gaan jou wegneem, hy het gewaarsku hy gaan gevat word, en hy word toe gevange geneem. En die Joodse raad, wat vingers wys, en vertel hoe verkeerd hy is. Jy sien, wanneer die vingers wys, of dit 1 of 2 is wat jy wil bysit, en daai wat terugwys, is die probleem nie die terugwys nie. Die probleem is die verandering binne jou wat wys. Jy sien, die Jode van daai tyd was op die raad gewees, en 40 manne gaan en lê eet af, dat hulle sal nie eet en drink totdat Paulus sterwe nie.
Nou vra ek myself of wie die grotere sonde gedoen, alhoewel God alles in gelyk sien. Jy sien op die einde van dag, die volk wat gewag het, die volk wat Jesus hier wou gehaat het, was die volk wat Jesus gekruisig het. En die vraag wat ek vir u wil vra is, wys ons met die vingers en kruisig ons onsself. Wanneer ons weer in daardie gevegte kom, wanneer ons weer in daai geskille kom, wanneer ons weer wil begin vingers wys, begin te dink aan daai 3 vingers wat terugwys, waar jy jouself 3 keer skuldig maak aan die een probleem. Dink aan die tyd waar u medemens of die vyand kon geseën het, waar jy teregwys. Ek praat met goeie vriende van my, toe hulle kar gesteel word en hulle sê, ek bid nie vir my kar nie, ek bid vir jou agter die stuurwiel. En dit het die hele situasie heeltemal omgedraai. Jy sien, wanneer ons daai situasie omdraai en 5 vingers wys, dan begin die lewe verander. In Matteus, baie bekende gedeelte, en dit kom terug by die vingerswys, by die veroordeling, is Matteus 7, wie ken Matteus 7? Hy praat oor balke en splinters, en dis nie 'n skrynwerker nie. Matteus 7 vers 1 tot 5. U ken die gedeelte baie goed, maar ek gaan dit vir u lees. Hy sê, moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word. Onthou die 3 vingers? En met die maat waarmee julle meet, weer vir julle gemeet word. Jy oordeel jouself 3 keer, jy meet jouself 3 keer. En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog merk jy nie? Of hoe sal jy jou broer sê, laat my toe om die splintertjie, die een vingertjie uit te haal, en kyk, in jou eie oog is daar 'n balk. Gefeinste, haal eers die balk uit jou oog uit. Luister mooi wat sê vers 5. Haal eers die balk uit jou oog uit. Hoekom? En dan sal jy goed sien om die splinter uit die broer van jou oog te haal. Jy sien, in my en u lewens het ons baie keer dinge waar ons eers moet verbykom en oorkom voordat ons mense kan help. Ons moet dit eers ervaar. Ons moet dit eers verstaan. En dan eers kan ons medebroer en suster help. Mag ons vandag al ons vingers gebruik. Wanneer jy uitloop, al die vingers gebruik. Om die medebroer nie net te seën nie, maar op te tel. Op te dra aan die Here. En mag hierdie skrifgedeelte nooit waar word in Romeine wat sê, daarom as jy, o mens wat oordeel, wie jy ook mag wees sonder verontschuldiging, want daarin jy 'n ander oordeel, veroordeel jy jouself, want jy oordeel, doen jy hierdie dinge aan jouself. En ons weet dat die oordeel van God na waarheid is oor die wat sulke dinge doen. En meen jy 'n mens wat hulle oordeel, wat sulke dinge doen, en dit self doen, dat jy die oordeel van God ontvlug? Dink ek dat wanneer ek die vinger wys, ontvlug ek die oordeel van God? Of verag jy die rykdom van die goedertierenheid en verdraagsaamheid en langmoedigheid? En luister wat sê in hierdie laaste, die gedeelte van Romeine 2 vers 4. Omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie. Wanneer ek en u na die 3 vingers begin kyk, is God besig om in my en u hart te werk en te verander, om 'n beter mens vir God te wees en verander. Mag God my en u weer eens lei vandag, om hom eerste te stel, God uit te dra,
en 'n handvol seëninge vir die een te wees langs u en ook in die week. Amen. Liewe Heer, u sê vir ons, spreek die sonde aan. Nie die sondaar nie, Here. Ons gebruik ons vingers om mekaar seer te maak, uit te wys, terwyl die Satan lag en die sonde meer en meer word. En vandag wil ek vra, Here, dat u ons sal help om onderskeid te tref, sodat ons al 5 vingers sal uitsteek, en dat ons 'n seëning sal wees, nie net vir ons broers en ons susters nie, maar vir die wêreld daar buite. Ja, Here, ons moet teregwysing wys wanneer mense sonde doen. Maar is om hulle weg te wys van 'n verkeerde lewe, waar hulle verandering moet bring. Mag ons vooropgesteld wees, en mag ons 'n verhouding bou met u, sodat wanneer ons die liefde van u verstaan, ons dit sal uitdra aan ons medemens, aan ons vyande. En mag ons beide ons hande opsteek en 'n seëning wees in hierdie wêreld, soos dit u welbehaag is. Ons is net die instrument, Here. Help ons om ons ambassadeurs van u koninkryk te wees. Wees ook nou met ons waar ons vandag, waar ons huis toe gaan. Seën ons, behoed ons, beskerm ons en bewaar ons. En mag ons die res van die dag groot seëninge ontvang in u liefde en in u waarheid. Dit is my gebed, nie omdat ons dit verdien nie, maar in Jesus naam alleen. Amen.